Hier is genade, hier is liefde, hier aanvaar ons mekaar. Hier's begrip en hier is deernis, hier waar elkeen iemand is. Hier gee ons onsself en vind ons plek, hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. En ek hoop vandag is vir julle baie geseënde Vadersdag en ook Jeugdag. Onthou julle nog vir Susan Boyle? Susan Boyle was 'n vrou wat so 'n klompie jare gelede Britain's Got Talent gewen het. En toe sy die eerste keer op die verhoog gestap het, het niemand haar 'n kans gegee nie. Sy is sommer dadelik afgeskryf. Sy het onseker oorgekom, sy het gestruikel oor haar woorde toe die beoordelaars vir haar vrae gevra het. En sy was so 'n bietjie odd, bietjie eienaardig. Sy was oorgewig, haar hare was die mekaar, sy het onversorgd oorgekom. So niemand het haar eintlik 'n kans gegee nie. Die beoordelaars, mens kon sommer op hulle gesigte sien dat hulle nie beïndruk was nie en hulle was reg om daai knoppie te druk wat haar sou diskwalifiseer. Totdat sy begin sing het. Toe sy begin sing, het die gehoor en die beoordelaars se monde oopgeval van verbasing. Omdat sy so mooi gesing het. Sy het toe uiteindelik deurgegaan na die volgende rondes toe en uiteindelik het sy dan die kompetisie gewen. Nou Susan Boyle se storie wys vir ons dat daar baie keer meer is aan mense en aan situasies of aan sake as wat 'n mens dink. There's almost always more going on than meets the eye. En dis wat ons raak sien in die storie wat ons vandag gaan lees. So kom ek lees vir ons die storie in 1 Samuel 16 vers 1 tot 13. Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog oor Saul huil nadat ek nie meer wil hê hy moet die koning van Israel wees nie? Maak 'n beeshoring vol olyfolie en gaan na Isai toe wat in Bethlehem bly. Ek stuur jou na hom toe, want ek het gesien een van sy seuns sal 'n goeie koning wees." Samuel sê toe: "Maar ek kan nie sommer net gaan en dit doen nie. As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak." "Nou maar vat dan 'n verskalf," sê die Here, "en sê jy wil die dier vir die Here gaan offer. Nooi vir Isai na die ete by die offer. Dan sal ek vir jou sê wat jy moet doen. Salf dan die een wat ek jou sal wys." Samuel het gemaak soos die Here vir hom gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, het die mense geskrik en die leiers van die dorp het na hom toe gekom en gevra: "Kom u omdat hier 'n probleem is?" "Nee, daar's nie 'n probleem nie," sê hy. "Ek het net vir die Here kom offer. Was julle en trek skoonklere aan, dan kan julle saam met my van die offervleis eet." Hy het ook vir Isai en sy seuns gesê om dit te doen en hulle na die ete by die offer genooi. Toe Isai en sy seuns inkom, sien Samuel vir Eliab raak en dink: "Dis die man wat die Here wil laat salf." Maar die Here sê vir Samuel: "Moenie kyk hoe hy lyk of hoe groot hy is nie. Ek wil hom nie hê nie. Dis nie wat 'n mens kan sien wat tel nie. Mense kyk na iemand se buitekant. Ek, die Here, kyk na 'n mens se hart." Isai roep toe vir Abinadab en stel hom aan Samuel voor. Samuel dink toe: "Die Here het seker ook nie hierdie een gekies nie." Daarna stel Isai vir Samma aan hom voor. En Samuel dink: "Die Here het ook nie hierdie een gekies nie." So het Isai 7 van sy seuns aan Samuel voorgestel, maar Samuel sê vir hom: "Die Here het nie een van hulle gekies nie. Is dit al jou kinders?" Isai antwoord hom: "Die jongste seun is nie hier nie, want hy pas die skape op." "Laat hom ook kom," sê Samuel vir Isai, "want ons gaan nie eet voor hy ook hier is nie." Isai het hom laat haal. Hy was 'n mooi kind met 'n seunsgesig en mooi oë. Toe sê die Here: "Dis hy, staan op en salf hom." Samuel het die horing met olyfolie gevat en dit daar voor sy broers op Dawid se kop uitgegooi. Van daardie dag af het die Here se gees in Dawid gewerk. Samuel het teruggegaan na Rama toe.
So Saul was 'n teleurstelling as 'n koning, hy was 'n slegte koning, daar was 'n verandering nodig. En Samuel word gestuur om 'n nuwe koning te gaan salf. Nou Samuel was bekommerd, want Saul was toe nog die koning, en hy was bang Saul vind uit wat hy op pad was om te doen, en dan veroorsaak dit nou net moeilikheid. So die plan was toe dat hy 'n kalf moet saamvat om te offer, want as iemand dan van vra wat hy daar kom maak, dan kon hy sê, hy is hier om 'n offer aan die Here te bring. En so gebeur dit dan toe nou ook so, mense vra vir hom, hy antwoord so, en hy nooi selfs toe die mense om te kom deelneem aan hierdie offer. So dis die eerste plek waar ons sien, dat daar is meer aan hierdie storie, as wat 'n mens dink. Daar is nog 'n manier waar ons dit besef, dat hier meer aan die gang is. Samuel word na Bethlehem toegestuur, om die nuwe koning te gaan salf. Nou Bethlehem was maar 'n klein, arm, stowwerige dorpie, ver weg van die groot stede af. Dis nou eintlik die plek waar mense sal verwag dat 'n koning moet wees nie. Maar dis wat die Here doen. Die Here gaan haal mense op onwaarskynlike plekke. Die Here doen dinge op onwaarskynlike plekke. Onthou, Jesus is later ook gebore in Bethlehem. Daar is ook baie meer as wat ons dink aan daai gebeure toe Isaai se seuns daar aankom om die offer saam met Samuel te geniet. Toe hulle daar aankom, toe bekyk Samuel hulle so, en hy kyk of een van hulle dalk die koning is. So vir Samuel lyk als Isaai se seuns asof hulle nou koningmateriaal is. Maar natuurlik is daar weer meer aan die gang as wat Samuel gedink het. Want Samuel beoordeel hulle op grond van wat hy sien, op grond van hoe hulle lyk. Maar God stel meer belang in dit wat in hulle harte aangaan. God stel meer belang in hulle karakter. So het 7 van Isaai se seuns toe daar by Samuel verbygeloop, maar nie een van hulle slaag die toets nie. Hulle lyk soos koningsmateriaal, maar hulle voldoen nie aan die vereistes van wat God in gedagte gehad het nie. So op hierdie punt lyk dit dan asof Samuel ook begin agterkom asof hier meer aan die gang is, as wat hy gedink het. En daarom vra hy vir Isaai of hy nog seuns het. Ja, antwoord Isaai, daar is nog die jongste ene, maar hy is buite in die veld besig om die skape op te pas. En Isaai noem hom nie eers by die naam nie, so onbelangrik is hy. Hulle laat kom toe vir Dawid, en ironies genoeg noem die skrywer van hierdie verhaal dat Dawid nogal nie te onaantreklik is nie. Maar dis vir die skrywer van die verhaal belangrik hoe Dawid lyk. Sy voorkoms is vir die skrywer belangrik. Dis nie wat vir God belangrik is vir 'n koning, vir sy keuse as koning nie. Verder is Dawid dan ook mos nou die jongste kind, en in daai samelewing beteken dit dat hy nie veel regte en voorregte gehad het nie. Hy was definitief nie koningsmateriaal nie, maar tog word hy as koning gesalf. So dit wys net weer, vir God is daar meer aan Dawid as wat enige iemand anders gedink of gesien het. En dis mos hoe God is. Deur die hele Bybel sien ons hoe God mense gebruik wat op die oog af lyk asof hulle nie vreeslik potensiaal het nie. Jakob, Jeremia, Jona, Josef en Maria, die disippels, so kan 'n mens aangaan. God gebruik graag die underdogs. En dis mos anders as wat ons doen. En ons kyk mos na mekaar soos wat die beoordelaars na Susan Boyle gekyk het. Ons beoordeel mense op grond van hulle voorkoms, op grond van hulle uiterlike. Maar God kyk na mense en hy sien die mens raak. God sien iemand met potensiaal. Nou sommer net daar word Dawid toe nou as koning gesalf. Daar's geen toesprake of partytjies of militêre parades nie, is geen fanfare nie. Hy word net gesalf, sommer net daar op daai plek as koning. En die verhaal eindig ook dan baie stomp. Dit sê net vir hom, die gees was toe in Dawid, maar Dawid het nie dadelik die koning geword nie. Hy het eers weer teruggegaan om skape op te pas. Dit was eers heel wat later wat hy by Saul oorgevat het as koning. Maar selfs aan hierdie stomp einde van die storie is daar meer as wat 'n mens dink. Want hierdie storie was maar net die begin. Hierdie storie het 'n verandering ingelei en nuwe moontlikhede oopgebreek vir die mense. So dit herinner ons daaraan
dat God heeltyd aan die werk is. Dikwels op maniere wat 'n mens nie dadelik raak sien nie. Die teoloog Walter Brueggemann skryf oor hierdie storie die volgende: This is not merely a story of a boy who becomes king, an underdog who wins. It is a story about God and the way God sees us and chooses unconventional ways and unexpected people to get things done in the world. Dit is 'n storie wat ons herinner dat God altyd aan die werk is. In ons lewens elke dag, maar ook in die groter prentjie. God is ook aan die werk hier in ons land, na die veranderinge en die nuwe goed wat nou gaan kom na die verkiesing. God is heeltyd aan die werk. God is al heeltyd aan die werk, dikwels op meer maniere as wat ons dink, dikwels op meer onverwagse maniere as wat ons dink. So miskien moet ons meer vertroue hê daarin dat God aan die werk is. Miskien moet ons meer hoop hê dat God dinge sal laat uitwerk.